Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Ons praat baie oor 'n gebrek aan tyd, terwyl ons dikwels net nie verantwoordelikheid vat vir hoe ons tyd spandeer nie. Jou werk hou jy dalk finansiëel aan die gang, maar hoe minder jy tyd saam met jou familie gaan deurbring, hoe meer die mekaar gaan jou huislike lewe word. Tyd is so kosbaar, dat God dit vir ons 'n oomblik op beslag gee. Die Bybel sê in Psalm 90 vers 10, die dae van ons jare, daarin is 70 jaar. Of as ons baie sterk is 80 jaar. En die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet. Want gou gaan dit verby en ons vlieg daarheen. Die jare gaan gou verby en dan is ons weg. So waarop sal jy terugkyk? Ure wat oor tyd gewerk is, of ure wat saam met jou geliefdes deurgebring is? Om tyd te maak vir die mense wat die naaste aan jou is, moet jy die volgende in gedagte hou. 1. Onthou wie in beheer is. Jy's in beheer van jou tyd. So bestuur jou tyd. Moenie dat jou tyd namens jou bestuur word nie. Dink mooi voordat jy jou verbind om sekere dinge te doen. 2. Weet wat is belangrik en wat is nie. Plaas dit wat belangrik is eerste op die kalender en voeg dan die res by. 3. Haal een ding uit jou dagboek uit. Haal een ding uit jou dagboek uit wat nie absoluut noodsaaklik is nie en gebruik dan daardie tyd om saam met jou familie te spandeer. 4. Kry jou gades 'n perspektief oor hoe jy jou tyd spandeer en wat dit dalk steel. 5. Wees eerlik oor jou beperkings. Onthou, jy kan nie ekstra tyd skep nie. Ons almal het dieselfde hoeveelheid tyd. 6. Hou 'n lys van jou verpligtinge naby, sodat jy 2 keer dink, voordat jy net dinge daarby voeg. Here, dankie vir die kosbare geskenk van 'n familie. Ek bely dat die tempo van die daaglikse lewe en my vele verantwoordelikhede my fokus dikwels van 'n laag wegtrek. Help my om dinge stadiger te vat en die oomblikke wat ons saam het, werklik te koester. In Jesus naam bid ek dit.